Ons hoor dikwels dat mense sê, God aanvaar jou net soos wat jy is. Kom na Jesus toe net soos jy is. Nou, dit kan 'n wonderlike evangeliewoord wees, maar dit kan ook baie gevaarlik verdraai word as dit moet beteken, Jesus aanvaar jou sonde. Hy aanvaar dat jy jou nie bekeer nie. Hy aanvaar en is tevrede dat jy onveranderd met jou lewe voortgaan. Hier in Markus 1 sien ons een voorbeeld uit die Bybel van iemand wat na Jesus toe kom presies soos wat hy is. Iemand wat siek is, wat onrein is, wat uitgesluit is uit die gemeenskap. En wat sien ons? Jesus aanvaar hom soos wat hy is. Hy kom soos wat hy is en Jesus stuur hom nie weg nie. Maar nou is die vraag, laat Jesus hom bly soos wat hy daar aangekom het. Geliefdes in die Here, goeienaand en welkom weer 'n keer by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit Markus 1. Ons lees die laaste gedeelte van die hoofstuk van vers 40 tot en met vers 45. Kom ek lees vir ons voor. Daar kom toe 'n melaatse man na hom toe wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, as u wil, kan u my gesond maak. Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê toe vir hom, ek wil, word gesond. Sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. Jesus het hom dadelik weggestuur nadat hy hom ernstig aangespreek en vir hom gesê het, moet vir niemand iets hiervan vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offers vir jou reiniging wat Moses voorgeskrywe het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Hy het egter gegaan en dit wyd en suid begin verkondig en dit oral geloop en vertel. Daarom kon Jesus nie meer openlik in 'n dorp kom nie en het hy gewoonlik buite in die oop veld gebly. Tog het die mense van alle kante af na hom toe gekom. Hier eindig ons skriflesing uit die woord van God. In Johannes 5 vers 24 staan daar, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hierdie melaatse man waarvan ons hier in Markus 1 lees, was nie net siek nie. Hy was as onrein verklaar en hy moes afgesonder van ander mense saam met die melaatses gaan leef. Hy kon homself nie genees nie, hy kon homself nie rein verklaar nie. Daarom kom hy magteloos na Jesus, hy val op sy knieë, hy smeek om hulp. Hy kom presies soos wat hy is. En Jesus sê nie vir hom, man, staan een kant toe, gaan maak jouself eers skoon en kom dan terug nie. Jesus wag nie dat die man homself aanvaarbaar maak nie. Nee, wat doen hy? Hy steek sy hand uit en hy raak hierdie man aan in sy melaatsheid. Dit is die genade van die Here. Maar let goed op wat Jesus doen. Hy verklaar nie die man se onreinheid skielik onbelangrik nie. Hy sê nie vir hom, ou maat, jy is nou siek, maar ag weet jy, dis nie so erg as wat die mense dit maak nie. Niks hoef eintlik te verander nie. Nee, wat doen hy? Hy reinig hom. Die ou Afrikaanse vertaling vertaal dit baie meer letterlik. Daar staan, Jesus sê vir hom, ek wil, word gereinig. Nou dit stel vir ons hierdie gewilde uitspraak van ons tyd, kom na Jesus net soos jy is, in die regte perspektief. Ja, soos hierdie melaatse man, kan jy na Jesus toe kom net soos wat jy is. Met al die vuil, al die vrot in jou lewe. Jy hoef nie eers jou sonde te oorwin voordat jy na Jesus kan kom nie. Jy hoef nie eers jou verslawing te oorwin, jou skuld af te betaal, jou lewe reg te ruk, voordat jy om Jesus se hulp en ingryping in jou lewe kan pleit nie. Want die waarheid is, jy kan jouself net so min van jou sonde en jou swakheid reinig, as wat hierdie melaatse man homself van sy siekte kon genees. Nee, jy kan na Jesus toe kom, net soos wat jy is. Maar die werklikheid wat ons moet weet, is dat elkeen wat na Jesus toe kom, nie kan bly soos wat hy of sy na hom toe gekom het nie.
Die evangelie is nie dat Jesus jou reinig en jou terugstuur om weer in die vuil en die modder te gaan leef waaruit jy gekom het nie. Hy reinig jou, maar hy keer nie jou sonde goed nie. Nee, die evangelie is dat Christus sondaars ontvang om hulle te vergewe, hulle te reinig, hulle lewens nuut te maak. Dat Jesus mense ontvang net soos wat hulle is, beteken nie God het iewers opgehou om heilig te wees en dat sy eis dat ons heilig voor hom moet lewe een of ander tyd verval het nie. Sy eis bly steeds, wees heilig, want ek is heilig. Jesus het nie gekom om ons gerus te stel dat ons sonde eintlik nie so ernstig en so verkeerd is nie. Hy het gekom om die volle prys vir ons sonde te betaal, om dit te betaal met sy eie lewe aan die kruis, want dit is hoe afskuwelik, hoe erg ons sonde is. En as daardie sonde dan betaal is, as ons gereinig is sy oproep dit wat ons reeds in hierdie hoofstuk van die Markus evangelie gehoor het. Bekeer julle en glo die evangelie. Bekering is nie om die erns van jou sonde te ontken nie. Bekering is nie om jou sonde goed te praat of te verdedig of dit so bietjie mooier in te kleur as wat dit werklik is nie. Nee, bekering is om jouself in die oë te kyk. Dit is om met 'n gebreekte hart en magteloosheid oor al die vuil, al die sonde in jou lewe na Jesus toe te vlug. Maar bekering is ook 'n omdraai op jou pad en 'n wegdraai van die sonde. Nadat Jesus hierdie melaatse man gereinig het, stuur hy hom nie eenvoudig terug om verder op sy eie te gaan leef nie. Hy beveel hom om homself aan die priester te gaan wys en die offer te bring wat Moses voorgeskryf het vir iemand wat van melaatsheid gesond geword het. Daardie opdrag is baie belangrik as ons hierdie gedeelte reg wil verstaan. Die offer en die priester self sou hom nie genees nie. Jesus het hom klaar gereinig. Maar sy reiniging moes binne die gemeenskap van die gelowige bevestig word, sodat hy weer in die gewone gemeenskap, in die aanbiddingslewe van God se volk, opgeneem kon word. Hierdie man het voorheen afgesonder gelewe. Hy was weggehou van die gewone lewe van God se volk. Hy was weggehou van die aanbidding in die sinagoge, van die plek waar God se woord gelees en gehoor is. Maar Jesus reinig hom en hy stuur hom terug daarheen. Hy stuur hom terug na die gemeenskap van die gelowiges. Hy stuur hom terug na die aanbidding van God. Hy stuur hom terug na 'n lewe onder die woord van God. Jesus se genade laat hom dus nie op sy eie sonder rigting en sonder gesag verder leef nie. Die genade wat hom reinig, plaas hom onder God se woord. Dit is wat Jesus met sondaars doen. Hy red jou nie net uit iets uit nie, hy bring jou ook na iets toe. Hy bring jou uit die ou lewe na 'n nuwe lewe. Hy bring jou uit afsondering na die gemeenskap van die gelowiges. Hy bring jou uit 'n lewe waarin jy jou eie kop en jou eie pad gevolg het, na 'n lewe waar jy onder sy woord en sy heerskappy staan. Daarmee kom ons terug by die vraag waarmee ons net nou begin het. Kan jy na Jesus toe kom net soos wat jy is? Ja, natuurlik. Jy hoef nie eers jou eie lewe skoon te maak voordat jy na hom kom nie. Jy kan dit in elk geval nie self doen nie. Jy kom juis omdat jy hulpeloos is en omdat Christus alleen jou kan reinig. Maar jy kan nie na Jesus kom met die voorwaarde, Here, reinig my, maak my skoon, maak my gesond. Maar as jy klaar is met my, ek wil teruggaan na die afsondering, die vuil, die modder waaruit ek kom nie. Jy kan nie sy vergifnis wil hê, maar jou ou lewe, jou sonde wil behou nie. Wanneer Jesus jou reinig, plaas hy jou onder sy koningskap. Jy kan nie terugkeer na 'n lewe waar jy self die koning van jou lewe is nie. Die uitspraak, Jesus aanvaar jou soos jy is daarom net waar. Dit is net die evangelie, wanneer ons ook sê, waarom Jesus jou ontvang soos wat jy is. Hy ontvang jou nie om jou sonde goed te keer nie, hy ontvang jou om jou te reinig vir 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan hom. Moet dus nie van die Here af wegbly omdat jy dink jy moet jouself eers regmaak, jouself eers skoon maak nie. Kom met jou skuld, kom met jou skaamte,
Kom met al daardie dinge wat jy self in jou lewe nie kan verander nie. Kom soos hierdie man en erken, Here, U alleen kan my reinig. As U wil, kan U my gesond maak. Maar kom ook met leë hande, sonder voorwaardes, sonder die eis dat Jesus jou ou lewe vir jou moet teruggee. Kom om gereinig te word, om jou sonde te bely en daarvan weg te draai. Kom om onder sy woord te leef en hom as koning oor jou lewe te aanvaar. Ja, jy kan na Jesus kom, net soos wat jy is, maar weet dit, as hy jou reinig, stuur hy jou nie terug na die lewe waaruit hy jou gered het nie. Hy maak jou nuut, hy roep jou om voortaan saam met sy volk onder sy woord, onder sy koningskap en tot sy eer te lewe. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom nie omdat ons onsself gereinig het nie, maar omdat Jesus Christus alleen ons kan reinig. Vergewe ons wanneer ons soms U genade gebruik om steeds aan ons sonde vas te klou. Gee dat ons niks van al die vuil, al die sonde, al die ongeregtigheid in ons lewe sal wegsteek of wegpraat of verdedig nie, maar dat ons magteloos na U toe sal kom om dit eerlik voor U te bely. Was ons dan deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Here, vernuwe ons deur U Gees, maak ons gewillig om aan U gehoorsaam te wees en om U koningskap oor ons lewe werklik te aanvaar. Vader, ontferm U ook dan vanaand oor elke mens wat in sy sonde en in sy verlorenheid te skaam voel om na U toe te kom, te ver van U af voel. Wil U elkeen van ons in Jesus Christus nader trek na U toe, sodat ons U redding en U reiniging kan ontvang. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.